Is ingeskakel op Groot Plaas en is tyd vir plaaspraatjies op hierdie maandagoggend. Nou, Suid-Afrikaanse landbou is besig om nog steeds darm werksgeleenthede te skep ten spyte van uitdagings soos hoë brandstofpryse en veesiektes. Wys nuwe syfers dat Suid-Afrikaanse landbou steeds sterk groei. Nou, die sektor het glo sowat 960,000 werksgeleenthede ondersteun. Dis omtrent so 3% meer as verlede jaar. Kenners sê goeie oeste en sterk uitvoere van vrugte het ook 'n groot rol gespeel. Dit wys net weer hoe belangrik landbou vir die land se ekonomie en voedselvoorsiening bly, veral in moeilike ekonomiese tye waar baie ander sektore steeds onder druk verkeer. Dan 'n bietjie slegte nuus vir die boere en ons het daaroor gepraat by Nampo, maar nog nie in diepte nie. El Niño kan weer droogte toestande bring. Weerkundiges waarsku dat 'n moontlike El Niño verskynsel later vanjaar groot uitdagings vir Suid-Afrikaanse boere kan inhou. Nou, hierdie El Niño bring gewoonlik warmer en droër toestande vir Suid-Afrika wat veral somergewasse soos mielies en sonneblom kan raak. Sommige kenners meen dit kan ook wintergewasse en veeproduksie onder druk plaas indien reënval afneem. Na goeie reënseisoene die afgelope tyd hou produsente nou die weerpatrone fyn dop om betyds voor te berei vir die moontlike droogterisiko's vir later in 2026. En dan die Michelin-ster chefs in Frankryk wat gesê het hulle wil weggaan van hierdie mega boerdery af. Meer as 50 Michelin-bekroonde chefs in Frankryk vra nou vir 'n wêreldwye skuif weg van groot industriële boerepraktyke. Hulle meen kleiner, meer volhoubare plase moet eerder ondersteun word omdat dit beter is vir grondgesondheid, biodiversiteit en landelike gemeenskappe. Nou, hierdie chefs sê voedselproduksie moet nie net oor volume gaan nie, maar ook oor kwaliteit en langtermyn volhoubaarheid. Die debat oor hoe kos geproduseer word raak wêreldwyd al hoe groter, ook hier in Suid-Afrika waar volhoubare boerdery toenemend aandag kry. Dis plaaspraatjies vir vandag. Ons is nou weer terug saam met ons gas, net hier op Groot Plaas. Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend François Malan, hy is die besturende direkteur by Ceres Fruit Growers. François, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, dankie. So, dit is nou so 2 weke na die groot storm daar in die Wes-Kaap. Hoe groot was die skade in julle gebied aan plase, boorde, paaie en ook aan die oeste? Man, dit begin reën die 10de Mei, die Sondag, tot die Woensdag die 13de. So op Ceres het ons so 490 mm reën gemeet. In die omliggende areas in die Witzenbergvallei het daar omtrent so 600 mm geval. Ja, baie rukwinde, so dis hoekom maar baie bome omgeval het langs die pad. So ja, ek dink die meeste plase het skade, party meer as ander. Die skade wissel van bode wat weggespoel het, nette wat stukkend gewaai het, net strukture wat omgewaai het. Jy weet, ander kon byvoorbeeld nie met hulle melkbeeste oor die riviere kom om te kon melkie. Ja, so in baie gevalle het die paaie verander in riviere, damwalle het gebreek, jy weet, bespringspype is oopgespoel en weggespoel, brûe gebreek, kragnetwerk is beskadig. Ja, ons het die toegangsroete gehad na die dorp via Mitchells Pass nie, so dit is toegemaak, so volg van 'n rotstorting. Ja, besproeiingsskemas is beskadig. Ja, so in baie gevalle daar's tot plase weg. As jy nou in die afgaan met die rivier na die Breë rivier se kant toe, Oustasie reken ons het meer as 15 hektaar wat basies net weggespoel is. Ja, opvattende skade. Soos 1 produsent gesê het, sy plaas het nou 'n nuwe uitleg. So hy sal moet aanpas. So Dan weet ons een van die goeders wat die Suid-Afrikaanse boere baie goed doen, is hulle is daarom aanpasbaar. Nou, jy het so vinnig gepraat van kragonderbrekings, as ons dink daar in die Witzenbergvallei. Hulle sit nou al vir 'n geruime tydjie sonder krag met duisende tonne vrugte in die koelkamers. Hoe groot is daai uitdaging tans? Man, ek moet Eskom krediet gee en ons sal nou later daarby kom, maar ek dink ongeveer, ons het in Ceres omtrent 30% van 'n normale elektrisiteitsverbruik beskikbaar. Baie van ons plaaslyne het laasweek donderdag, Vrydag daarom krag gekry. So ja, ek dink dit is positief. Ek dink die grootmaatgebruikers in ons vallei wat die groot tonne moet nog hanteer, die meeste van ons koop ons krag via die Witzenberg munisipale omgewing.
So ja, ons probeer interne beerdkrag toepas. So ons het so in die nag ongeveer so 45% van ons normale verbruik beskikbaar, in die dag omtrent so 18%. Ja, so die balans van die elektrisiteit word deur kragopwekkers opgewek. So ja, dit kos 'n enorme hoeveelheid geld in terme van diesel. Nou behalwe vir die diesel wat gebruik moet word vir die kragopwekking, is daar seker 'n paar ander alternatiewe metodes om al hierdie vrugte koud te hou. Wat is die boere mee besig om seker te maak dat al die vrugte bly vars? Ja, so by die stadium net kragopwekkers saam met die bietjie krag van Eskom. So ja, ons kan nie op 'n ander manier die vrugte in die protokolle hou nie. Onthou, as vrugte warm word, raak hulle ryp. En ja, en as 'n ou dit dan verloor, gaan jy dit na die konsentraat aanleg toe moet stuur wat baie laer prys, met ander woorde, vir die produsent gee. Nou, dit sal my opvolgvraag nou gewees het, as hierdie vrugte nou nie verkoel word nie, dit word wel vars of ryp. Wat gebeur dan daarmee? Byvoorbeeld, is daar ander goeders wat in die pipeline gesit kan word om hierdie vrugte te gebruik, sou die krag nie vinnig genoeg terugkom nie? Ja, as ek sê, die alternatief is, as die vrugte nie vars bemark kan word nie, kan dit verwerk word in konsentraat, jy weet, vir die sap of die cidermark. Maar dit gee baie laer inkomste vir die produsent wat heelwat verliese en finansiële verknorsing sal gee. En onthou, die verwerkingsmaatskappye het ook reeds vrugte wat verwerk moet word en hulle het ook elektrisiteit nodig om dit te kan doen. So ja, dis nie 'n goeie alternatief nie. Ons moet eerder verkieslik genoeg elektrisiteit hê om die vrugte binne die protokolle te hanteer. François, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, François Malan, hy is die besturende direkteur daar by Ceres Fruit Growers. Ons terug op Grootplaas net hierna. Is ingeskakel op Grootplaas, ons gas saam met ons vanoggend besturende direkteur van Ceres Fruit Growers, dis François Malan. François, so met al die water wat julle nou gesien het, die skade van die weerstoestande ensovoorts, verwag julle moontlike appeltekorte en hoër pryse op die mark? Man, ons produsente was gelukkig baie naby en klaar geoes. So nee, ons verwag nie tekorte nie. Gelukkig het die Elgin Grabouw Viliersdorp Vyboom area rekordoes, wat sal help om die aanbod te ondersteun. So ons uitdaging bly eerder die handhawing van die opbergingsprotokolle teen 'n baie hoë koste. Pryse behoort stabiel te bly, maar ons hoop ook vir 'n mate van prysinflasie om die koste te help dek. So, hoe gaan hierdie stormprodusente se planne vir nuwe boorde in die volgende paar jaar beïnvloed? Kyk, die Weskaap is as 'n rampgebied verklaar. So dit vertel ek veel klaar die storie. Ek dink daar word baie kapitaal nou gebruik om infrastruktuur te herstel en plase te herbou. So ek kan nie, jy weet, aanplantings van hervestiging van boorde oor die volgende 2 jaar sal definitief drasties verminder. Baie van ons produsente mag dalk verjaar om hulle boombestellings eerbiedig, jy weet, wanneer is klaar gefinaliseer. Maar produsente wat uitgebreide stormskade het, gaan waarskynlik, jy weet, aanplantings beperk en uitstel. So nee, ek dink kapitaal gaan nou jy weet, op ander plekke gespandeer moet word, ongelukkig. So jy het nou so genoem ook dat daar is uitgereik na die regering toe, daar is 'n rampgebied verklaar as gevolg van die beskadigde infrastruktuur. Is daar enige vordering of hoop op oplossings vir die boere? Man, dit was seker een van die mees verwoestende storms in die Weskaap in dekades. So ja, ons wil baie graag die torings herstel hê. Ons het torings verloor, jy weet, van Eskom se kant af tussen in die Waihoek area tussen Woolsley en Woester. So ons wil baie graag die torings herstel wil hê, maar daar's ook baie ander streke wat ook behoeftes het. Eskom het verlede Vrydag 22 Mei aangedui die torings sal teen 19 Junie herstel wees. Met ander woorde, van die storm tot die herstel sal 6 weke dan wees. Jy weet, voor alles weer kan normaliseer. So geen besigheid kan dit regtig bekostig om sonder elektrisiteit te wees en so baie diesel te gebruik nie. So ja, ons hoop Eskom kan alternatiewe roetes gebruik om meer elektrisiteit te verskaf. Maar ek dink eerstens
alle krediet aan ons Witzenberg area, en ek kan dit net vir ons area sê, so hulle het ongelooflik vinnig gereageer om die dorp en die omgewing tot so 'n mate te herstel, dat die meeste mense en besighede so na as moontlik aan normaal kan voortgaan. Ek dink tweedens, Eskom het die grootste uitdaging tot nog toe met die storms in die Weskaap. Hulle het laasweek vir ons aangedui dat meer as 9000 stelselfoute as gevolg van die storms sedert 6 Mei verjaar gehad. Jy weet, dis van die tuinroete, die Langkloof, Weskus, Breerivier en die Boland. So daar's vir al die streke is daar planne. Eskom het reeds 74% van die foute herstel. So daarvoor is ons baie dankbaar. Ja, so ek wil graag 'n beroep doen op Eskom. Daar is soveel boere en besighede en munisipaliteite wat graag wil help. So ons weet daar is streng protokolle in terme van elektriese herstelwerk en dis 'n groot verantwoordelikheid, maar daar is goed waarmee ons kan help. Byvoorbeeld die herstel van paaie vir toegang na torings of gategrawe of selfs materiaal of mense beskikbaar stel. Ek dink ons moet sê net waarmee ons kan help. Ek dink dit kan help dat die hersteltydperk vir 'n moontlike week of 2 kan verkort. Ja, en ek dink daar's maar nog steeds baie red tape. So ons in krisistye moet 'n mens probeer om meer aanpasbaar te wees. So ja, op die vraag is daar hoop. Ja, in landbou moet ons altyd aanhou hoop. So ja, ek dink so. Ons sal graag meer krag wil hê. Ons moet mekaar praat, ons moet behoeftes verstaan, ons moet hulp verskaf, maar ons moet bereid wees om die hulp te gebruik. En dan kan ons moontlik die wiel vinniger laat draai. So Franswa, kom ons eindig af met hierdie vraag is daar enige versekeringsdekking vir hierdie tipe skade of dra die boere op hierdie oomblik meeste van die koste self? Weet jy, dit hang van elke individu en elke besigheid af. Ek glo in baie gevalle gaan daar definitief versekering in plek wees wat gebruik kan word. So ja, ek dink in die meeste gevalle behoort daar, maar wat maak ons, jy weet, as jy boergrond van 15 of 20 hektaar verloor het, versekering kan dit nie vir jou weer terugbring nie, as jy verstaan wat ek sê. So ek dink dit is die uitdaging. Ek dink plase wat verander het en die hele uitleg verskuif is as gevolg van nuwe riviere en waar daar nou nie meer grond oor is om aan te hou boerie. Franswa, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dit is Franswa Malan, hy is die bestuurende direkteur van Ceres Fruit Growers, wat vir ons 'n bietjie vertel het oor die impak wat die gierige stormweer daar in die Weskaap op die landbouproduksie gehad het. Dit is al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Nou bly ingeskakel deur die loop van die week, sal ons nog van ons insetsels van Nampo met jou deel. Dit was regtig 'n lekker tyd geweest. Maar vir nou is dit. Kyk na jouself, pas jouself op en geniet die maandag en dan kuier ons weer môre saam.